Maar ek is so opgewonde oor hierdie woord. Die Here het goed aan my geopenbaar. En ek is so lekker as die Here met jou praat. En ek het dit al vir u gesê in een van my vorige boodskappe, dat wanneer jy gehoorsaam is aan die stem van die Here, raak God meer opgewonde oor dat jy gehoorsaam is as jy. Want hy kom agter, hy kan met jou praat en jy reageer. Want God praat nog steeds. Maar mense hoor nie meer sy stem nie, want hulle bly hom ignoreer. Hulle bly hulle oor wegdraai en God gee 'n bevel, maar jy doen dit nie. En as ek vir jou iets vra om te doen, en jy bly my ignoreer, gaan ek iemand anders te vra. En dit is wat ons moet versigtig moet wees voor. As God praat, doen dit. En ek wil vir u sê, hierdie week het ek so met hierdie woord gesit en God het so goed opgebreek in my, want ons is in Pinkster, ons is in die week van die Heilige Gees. En ek weet nie of jy moet jou veiligheidsgordel vasmaak vanmôre. Want hier kom iets vanmôre in hierdie plek. Hier gaan iets gebeur in hierdie plek vanmôre. So kom ons kry net gou die wit olifant, of die pink olifant uit die pad uit. Hierdie is Clemens, die ou Clemens. Hierdie is die nuwe Clemens. Jene, en hou op om vir my kommentaar te lewer, ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van hierdie bril nie. Dis aklig. Hierdie ligte, ek kan jou skaars sien, want die ligte reflekteer hier, dit is 'n chaos. Maar ek kan regtig beter sien met hom. En baie mense sê, Clemens, nou, ek kry nie kontaklense nie, dat ek net almal tog antwoord, want almal sê, kry kontaklense, ek kan nie kontaklense kry nie, want die oogarts sê vir my, die uitdagings, kom ons noem het uitdagings wat ek het met my oë, kontaklense kan nie werk daarvoor nie, ek het probeer gaan, hulle het my na 'n spesialist toe gevat, om te kyk, kan hulle die 'n lensvervanging doen, maar dit kan ook nie werk nie, as gevolg van die linkerkantste oog is in die agterkant van die lens, wat ook al, ek weet nie hoe dit werk nie, daar, maar prys die Here. Ek sien jou mooi, jy het nog nooit so goed gelyk nie. Ek sien nou jy so mooi is julle. Heerlikheid, van julle lyk so my jonger. Jy lyk so my jonger. Prys die Here. So ja, ek moet nou maar gewoond raak in hierdie storie, en ek weet nie hoe gaan dit werk met die gesweetery nie. Maar dan sal ons hom maar afval, en weer terugsit, of ek weet nie wat gaan ons doen nie. Later gaan ek hom seker net neergooi en sê, kom ons gaan aan sonder die ding. Want julle weet ons so sweet ek sweet vir die A-span. Amen. Prys die Here. Here. Handelinge 13 vers 46. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons nou tot die heidene en dank die Here, hulle het dit gedoen, want of jy nou dit weet of nie, ek en jy is 'n heiden. Ons dien vandag die Here, omdat hierdie manne bereid was om na die heidene toe te gaan. Want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe, en die woord van die Here is deur die hele land verbrei, sê die ou vertaling, maar die nuwe moderne woord is, het versprei, of het uitgebrei. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue, en die vernaamste mense van die stad opgehits, teen Paulus en Barnabas. En hulle het hulle vervolging in die lewe geroep, en hulle buite hulle gebied verdryf. Hulle het teekanting gehad. Hulle het vervolging ervaar. Hulle was uitgedryf uit daardie gebied, maar hulle doen iets, familie. Die volgende vers sê, hulle skud die stof van hulle voete af. En wat gebeur? Direk daarna
sê vers 52, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Die een oomblik ervaar hulle vervolging. Die een oomblik kry hulle teekanting en niks werk vir hulle uit soos wat hulle beplan het nie. En die volgende oomblik skud hulle die stof van hulle skoene af en sê, Heilige Gees, ons maak oop. En die volgende oomblik is hulle vervul met blydskap en met die Heilige Gees. So Here, ek dank U dat U my salf. Alreeds gesalf in die Heilige Gees. Maar ek dank U vir wat U vandag aan hierdie plek gaan doen. My Here, U het my nog nooit teleurgestel nie. En ek dank U dat U vanmôre weer opnuut met hierdie woord ons nie gaan teleurstel nie. Verkoop ons. Tel ons op. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die seëvierende Christelike lewe is nie 'n bestemming om bereik te word nie. Maar hoor mooi, dis 'n reis om te beleef en te ervaar. Dit gaan daagliks daaroor om in die krag van die Heilige Gees te lewe. Met dieselfde wete dat hy wat water in wyn verander het, kan jou huis verander, kan jou lewe verander, kan jou gesin verander, kan jou besigheid verander, kan jou finansies verander, kan jou huwelik verander, kan jou toekoms verander. Glo jy nog dat hy is 'n wonderwerkende Jesus? Glo jy nog hy kan wonderwerke doen? Hy is nog steeds in die besigheid van wonderwerke. So, 2 weke terug het ons vir u gesê, die Christelike lewe is nie 'n lewe van immuniteit teen moeilikheid en uitdagings nie. Ons sien dit in die lewe van Job. Toe Job staan in hoofstuk 1, sien ons hoe die Here, hoe God vir hulle roep, of die vyand roep, Satan homself roep, en sê, het jy ag geslaan op my knegt Job. Hy was 'n knegt, hy was 'n regverdige man. 'n man wat afgewyk het van die kwaad. 'n godvreesende man. 'n man wat die Here gedien het met alles wat in hom is. Bonatuurlik het hy die Here altyd vertrou, en die volgende oomblik na daardie wonderlike verklaring, het jy ag geslaan op my knegt Job, toe tref die hel. En vir 40 hoofstukke is die hel los in Job se lewe. Die Christelike lewe is nie immuun teen moeilikheid en uitdagings nie. Maar dis eerder van krag in die Heilige Gees en deur die Heilige Gees wat ons in staat stel om elke teëspoed en moeilikheid te kan oorkom. Here, ek wil vandag vir jou sê, jy sit in moeilikheid. Jy sit met teëspoed. Jy het soveel hel wat losbreek rondom jou. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het vir jou 'n woord vandag. Jy gaan vanmôre die stof van jou skoene afskud. En jy gaan gevul word met blydskap en met die Heilige Gees. Glo jy dit? Dis 'n lewe, hierdie Christelike lewe. Is 'n lewe waar die teenwoordigheid van God se Gees so 'n werklikheid en dominant is, dat elke liewe tree gekenmerk word deur goddelike leiding en krag. Dis wat ek wil hê mense moet sien in my lewe. Ek wil gekenmerk wees deur die dominansie van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet dominant in ons lewe wees, en dit moet gewys word, geïllustreer word deur goddelike leiding en krag. Ek gaan nou dit weer sê, en ek sal dit altyd sê. As jy sê jy is 'n Christen, begin jy gedra soos een. So terloops, ek het my proefboek van 'n heilige lewe gekry.
So hy's in druk en wording. En ek wil vir jou sê, in hierdie bediening, sal ons heilige lewe najag. Ons sal lewe vir die Here. Ons sal agslaan op sy woord. Ons sal dit wys en demonstreer. Ons sal nie gelykvormig word aan die wêreld nie. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. En die eerste ding wat ek hier sien, is die woordjie blydskap. Wie weet dat blydskap is broodnodig in die tye waarin ons lewe. Ons het te veel suurknolle wat Christene is. Ons het te veel mense wat bedroef is. Ons het te veel Christene wat dood is. Ons het te veel kinders van die Here wat sê ek is 'n Christen, maar hulle is mors dood. Hulle loop met suur gesigte rond. Hulle het geen blydskap nie. Ek verstaan dit nie. Van die Gees, die vrug van die Gees is blydskap. Die vrug van die Gees is vriendelikheid. Ons moet begin om 'n glimlag op ons gesigte te sit. En hier is die ding, Nehemia gee ons die geheim. Want verstaan my mooi familie, hierdie blydskap, toe die Heilige Gees hulle vul met blydskap, toe was dit nie blydskap wat in iets was nie, of wat met my gebeur het nie, my omstandighede nie. Dit was ook nie 'n mens nie, op in 'n mens nie, in die arm van vlees en bloed nie. Jy sien, Nehemia kom en hy sê, wees nie bedroef nie, want die blydskap in die Here. Ware blydskap is nie iets nie, dis nie wat met my gebeur nie, is nie iemand nie, dis nie 'n persoon, vlees en bloed nie, maar ware blydskap in die Here. Dis ware blydskap. En dis jou beskutting. Wat beteken dit? Beteken, die duiwel hou nie van 'n glimlag nie. Dit beteken, wanneer jy in jou omstandighede losbreek in 'n koordans, dan skud die hel. Wat hulle vir jou sê, ek weet die hel is los in jou lewe, in jou gesinlewe, in jou familielewe, in jou omstandighede, maar het is tyd om los te breek in 'n koordans en blydskap te kry en sê, dis nie wat met my gebeur, of wat die omstandighede is, wat veroorsaak dat ek bly raak of nie bly raak nie. Ons moet ophou kyk na ons omstandighede, laat dit ons beïnvloed hoe ons blydskap is. Want die blydskap in die Here beskerm jou. Jy moet opgewonde raak oor wie jy is in die Here. Jy moet opgewonde raak oor wat hy vir jou gedoen het. Jy moet opgewonde raak oor wat hy gaan doen. Wat hy besig is om te doen, want ek weet wat sy gedagtes sê, die Here, ek gaan gaande jou koester. Ek bære iets in my hart. Ek het iets hier binne in my wat ek koester. Kom net die deur, Job. Kom net die deur, Job, want daar aan die einde is jou einde meer geseënd as die begin. Kom net deur. Kom net deur. So kom ons gaan terug, so. As jy my gaan probeer oortuig om 'n Christen te word, en ek sien die blydskap in jou lewe en jy loop die hele tyd mislik suur, ongeskik en kwaad. Jy lyk self nie eens lus vir hierdie lewe nie. Dan wil ek asseblief nie jou God aanneem as my persoonlike saligmaker nie. Want ek wil regtig nie lyk soos jy lyk nie. En dis die Bybel wat ons vir die wêreld gee om te lees. Dis wat ons doen wanneer ons by die werk soms instap. Jy sê jy's die kind van die Here, maar jy's die suurste knol. En niemand wil met jou iets te doen nie, want jy kla. Jy moan. Alles is verkeerd. Jy is die eerste een wat kla. Man, kry jy huppel in jou stap. Sê ek is 'n koningskind. Ek word nie geïntimideer wat hier aangaan nie. Halleluja. Die blydskap in die Here is my beskutting. Kry 'n glimlag op jou gesig en begin 'n lewe. Begin straal. Laat jou gesig dit wys. En weet wat, dis wanneer ek 'n glimlag op jou gesig sien. Nie dat jy vals is nie. Want daar's 'n verskil om vals te wees en om eg te wees. Maar weet wat nie, ek
Dink nou aan oom Dirk. Hy kom die week daar by my ingestap, en hy, 2 weke terug, weet jy wanneer nie, iemand naby aan hom selfmoord gepleeg. Tannie Engela is nou nie hier nie, en ek wil nie uitbrei oor wat met daar gebeur het nie. En ek sien haar Woensdag aand hierso, by die worship. En kom ek sê dit vir jy, sy is ons nou nie hier nie. Ons kinder nie, ek wil jou bemoedig deur wat ek nou sê. Haar dogter en haar man was in 'n vliegtuigongeluk op slagdood, verbrand, verkoel. Hulle kon nie eens uitken wie's wie nie. Haar dogter. Maar sy sit hier Woensdag aand en haar oë blink. Haar gesig blink. Ek sê, my Here, kyk hoe lyk hierdie vrou. Dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. Dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. Hoe kom jy hier, ek weet nie, maar daar is iemand wat my ondersteun, 'n trooster, die God van alle troos. Die God van alle troos. En weet jy wat, blydskap is nie altyd miskien 'n groot glimlag nie, maar iets is anders. Ek soek wat jy het. Ek wil hê wat jy het. En hier is die ding, familie, daar was blydskap by die disippels ten spyte van die vervolging. En saam met die blydskap was die Heilige Gees. O, Here. Wat sê Johannes? Jesus kom aangestap en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld gaan wegneem. En hoor wat sê hy? Hy sê, en hy sal julle doop met 2 goed, die Heilige Gees en met vuur. O my Here. Luister, daar's 2 goed. En daai vuur is gepaard met blydskap. Daai vuur is gepaard met oorwinning. Is jy saam met my? Vervulling. Die Heilige Gees en met vuur. Dis 'n ervaring, dis 'n belewenis. En dis baie gevaarlik wat ek nou sê. Heerlikheid, ek dwaal rond in hierdie woord nou, maar ek gaan net soos die Here lei. Is dit okay? Kyk, julle het mos laasweek lekker julle shares gehad van Kort Kerkhou. Eckhart het so goed gedoen nou, champion. Heerlikheid, kan ons hom nog 'n lekker hande klap gee? Jy moet daai man dophou. Daai man, hoor mooi, ek het dit gesê nog voor hy begin preek het. Daai gaan nog een van die grootste predikers word in Suid-Afrika. Hoor wat ek vir julle sê. Nou weet ek nie wat ek moet sê nie. Jy sien, Eckhart, wat doen jy nou aan my? Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons het die Heilige Gees, maar daar's goed wat saam met dit kom. Daar's 2 goed. Elia sê vir Elisa, wat soek jy van my? Gee my dubbel. Gee my dubbel. Ek soek manne en vroue in hierdie bediening, wat nie tevrede is net met die Heilige Gees nie, maar ons soek die vuur, ons soek die blydskap in die Here, ons soek die ervaring, ons soek die belewenis. Dis wat ek wou sê. Jy sien, ek moes net so 'n bietjie aangaan. En dis wat ek wou sê. 'n Mens moet pas op om die Christelike lewe te leef op 'n gevoel. Want hier is die ding, familie. Ek kom ook jare op die pad. En ek voel nie altyd soos 'n kind van God nie. Maar God se woord sê ek is 'n kind van God. En ons kan nie werk op 'n gevoel nie, ons moet werk op wat ons weet. Maar mag ek dit net sê, dat daar is momente, daar is tye wat ek iets ervaar. Ek
sit in die bidkamer, dan ervaar ek iets. In die oggende, wanneer ek praat met die Here, en ek sit met die Bybel, en ek lees, en dan kom maar een skrif, en hy val in my hart, dan voel ek iets, dan voel ek, hier is iets nou hier is iets nou hier, wow, die Heilige Gees is daar, maar daar is nog iets, ek weet nie wat het is nie, maar dit is blydskappe, dit is vriendelikheid, halleluja, ek voel nog iets, ek voel nie net die Heilige Gees nie, maar ek voel die vuur, die blydskap, die vervulling. O Here, ek is by die inleiding. So wat beteken 'n lewe vervul met die Heilige Gees? En ek wil nou jou nie verveel met al my goed nie. En ek het nou al baie keer gesê, maar ons is in Pinkster. En op die ouderdom van 10 jaar, toe is ek op Beulah Park. Hulle het in die aande altyd, ek dink het was hier by 10:00 die aand, laat man. Hy het nie geslaap op konferensie nie. Nee, jy kerk gehou, oggend, aand, laat, vroegoggend bid hier. Is dit jou pa, ma hierdie? Monique? Here, ek het my oom, my tannie, of my boeta sussie, ek weet nie hoe oud is julle nie, want ek dra ook nou al 'n bril, ek moet nou mooi kyk. Maar, ek is so bly, was julle by Pastor Theo Strydom op 'n stadium? Theo Strydom se sussie sit daar in dieselfde ry as julle, se sussie, Theo Strydom se sussie, so bly om julle te sien, hoor, dis Michelle se, en hulle was, dis 'n lang storie, kom ons los dit, kom ons preek. En julle ken Beulah Park, hier's baie mense op Beulah Park, en 10 daai aand, ons gaan dit lees, net nou. Ja, gaan maar 'n bietjie inhaal, want laasweek het julle kort kerk gehou, ek het dit gehoor. Dit was lekker, maar dit was kort. Ek gaan inhaal, julle gaan inhaal, wat jy laasweek verloor het, of gekry het. Prys die Here, ek hou aan my boeta. Maar weet jy, hoor gou, en ek staan daar, 10:00 die aand. En dis hoekom ek so lief is om te sing, It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Dis 'n eenvoudige lied, maar 'n 10-jarige seentjie sing ek It's the Holy Ghost and power, en niemand het hulle hand op my kom lê nie. Ons het 2 woensdae terug, het die Here, ek weet nie hoeveel mense gedoop met die Heilige Gees, met die bewys van spreek in tale in hierdie kerk, net 2 woensdae terug. Ek wil vandag vir jou sê, hy is nog nie doper met die Heilige Gees, maar hoor mooi, nie 'n mens het sy hand op my kom lê nie. Ons sien dit op die dag van Pinkster, en almal 120 was gevul met die Heilige Gees, met die bewys van spreek in tale, en niemand het hande opgelê nie. Ek weet nie of jy al gedoop is met die Heilige Gees nie, maar as jou hart oop is, en jy word vervul, is daar 'n bewys, jy praat in 'n ander taal. Ek glo dit. En die volgende oomblik sing ek, It's a Holy Ghost of power that is keeping me alive. En die volgende oomblik, toe breek ek los, 10 jaar oud, Kibaturi Sekeyatenda, Rambu Sekayenda, Rabarababam, Nurbusenda. En 38 jaar later sien ek die resultate van 'n lewe vervul met die Heilige Gees. 'n lewe wat gedomineer word deur die Heilige Gees. En ek wil nou nie, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar ek moet dit sê, want ons kry soveel terugvoer van dit, en mense wat, toe ek laasweek in Brakpan was, hoeveel mense kom na my toe en sê, Clemens, ons gaan kerk toe, na ons kerk toe, hulle gaan na my pa se kerk toe, op 'n Sondagoggend, maar as hulle by die huis kom, dan sit hulle kruiskyk aan. Dan kyk hulle na ons dienste. Soveel mense oor Suid-Afrika, oor die wêreld, wat ons laat weet. Hulle kyk na ons programme. Mense wat op Spotify na ons musiek luister, Apple Music, YouTube, ons programme kyk. En hoor mooi vir my. Dit het alles begin as gevolg van 'n jong lewe, 10-jarige seentjie, wat gevul was met die Heilige Gees. Wat jy vandag hier sien is resultate van 'n jong seun, wat gevul is met die Heilige Gees, maar wat gedurig deur ook vervul word. Want daar wat hy verkook in my siel, en so elke nou en dan dip hy my binne in, so nou en dan gooi hy iets oor my uit, dan kry ek so 'n bietjie blydskap.
En baie kerke bedien nie meer oor die leerstelling van die Heilige Gees nie. Kom ons staan 'n bietjie stil daarby. Hulle verwaarloos die leringe van die Heilige Gees. Hoekom? Want hulle weet self nie hoe dit werk nie. Soveel van hulle. Hulle weet self nie hoe dit werk nie. Ons het predikers wat agter kansel staan. En dan op die kerkgebou staan Pinkster. Maar is so min Pinkster wat daar aangaan soos môre heeldag. Het liefde en respek gesê. En ek raak kwaad oor hierdie goed. Want die kerkewêreld is so besig om mense oor die oor te streel, want dit moet net nie die 10de betaler wegjaag nie. Nou die dag, kry ek iemand in die mall. En die ou kom, ek nog, hierdie ou lyk of hy in my kerk moet wees, ek het hom jare laas gesien, maande laas gesien. Hy sê, ja, ons het maar na hierdie ander Pinkse kerk toe gegaan, want hulle praat nie in tale nie, die taal is so 'n bietjie ongemaklik vir hulle. O, Here. Luister, laat ek vandag vir jou sê, ek is nie hier om mense te beïndruk nie. Ek gee nie om of jy hier sit of nie hier sit nie. Maar een ding moet jy weet, in hierdie plek glo ek in tale praat. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die krag van die Heilige Gees. Ek glo in die beweging van die Heilige Gees. Ek glo, hy is in ons midde en hy doop nog, halleluja, hy vervul nog en met vuur. En ek sal nou preek tot die dag wat ek my hoof neerlê of totdat die Here kom. En wanneer die volgende generasie oorneem, Eckhart en my seun Ewan en wie ook al, die Here bewaar julle as julle nie in tale praat nie. Ek sal hier instorm sê, stop alles, kom ons praat eens 'n bietjie tale. Amen. Ai Here, daar is die helfte van die kykers ook weg. Kerke wil nie meer nie. Hoor nou die dag, ek weet nie wie dit vir my vertel nie, ek het soveel mense wat praat en so aan. En 'n ou kom en hy sê vir my, die pastoor, ek weet nie wie dit vir my gesê nie. Hy sê die pastoor van 'n kerk gaan breek by 'n ander plek, by 'n ander kerk. En van sy gemeentelede gaan saam en by die ander kerk praat hy in tale. En hy kom terug by sy kerk en niemand het hom nog ooit gehoor in tale praat nie. En die ouens wat saam gegaan het aan die ander kerk, sê pastoor, hoekom hoor ons jou nie in ons kerk tale praat nie? Toe sê hy, want daar's 10de betalers. En hulle het vir my gesê, as ek in tale praat, dan gaan hulle uit. Hey, vat jou geld en gaan. Vat jou geld en gaan. Hier praat ons in tale. Hier glo ons aan die derde persoon van die Godheid, die Heilige Gees. Die Heilige Gees speel 'n groot, kragtige rol in die kind van God se lewe. Direk na jou bekering moet jy hierdie Bybelboek meer bestudeer as enige ander boek. Maar na as jy die Bybelboek moet jy die Heilige Gees bestudeer. Jy het nodig om te weet wie hy, want hy is die een wat in jou bly. Hy is die een wat jou vertroos. Hy is die een wat jou help. Hy is die een wat jou ondersteun. Jy moet hom ken. Jy moet weet hoe werk hy en wat hy in staat is om te doen. Baie mense, wanneer hulle praat van die Heilige Gees, dan is dit 'n dit, of dis 'n iets. Of hulle sien hom met baie liefde en respek gesê as 'n rivier of 'n wind of 'n vloedgolf of reën, vuur, en dis alles mooi, want wanneer daar verwys word na hom, die derde persoon in die Godheid as 'n rivier en as vuur, as wind, is dit sy krag. Is dit om sy krag te openbaar. So anders sien hom net as superpower of een of ander geheimsinnige krag wat jou kan help om toertjies te doen. Maar kan ek net sê, onthou, hy is die Heilige Gees, nie die Veilige Gees nie.
Die een wat in jou lewe is heilig. Die een wat oor jou is heilig. Die een wat om ons is heilig. Alomteenwoordige God. Hy is kragtig en bonatuurlik. Maar hy is ver meer as dit. Hy is 'n persoon. Gaan doen myself 'n guns. Of doen jouself 'n guns. Gaan huis toe in hierdie week. Gaan lees jy. Ek het dit self gedoen. Ek sal nooit iets hierso sê as ek dit self doen nie. Johannes 14, 15 en 16. Gaan lees dit. Waar Jesus praat oor die Heilige Gees. Jesus praat van die Heilige Gees. En wanneer Jesus verwys na die Heilige Gees, verwys hy die hele tyd na die persoonlike voornaamwoord hy. As Jesus praat van die Heilige Gees, verwys hy na hom as hy. Nie iets nie, nie dit nie. Hy. En hy is 'n persoon. Hy kom in Johannes 14, 15 en 16 en dan sê hy sal by julle bly vir ewig. Hy sal julle alles leer omtrent Jesus. Hy sal getuig van Jesus. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Hy sal julle lei in alle waarheid. Hy is 'n persoon. En iets wat ek geleer het in my lewe oor die Heilige Gees. Daar's 'n kerk in Amerika. Nou weet ek mense gaan sê, durf jy daai ou se naam noem? Ek kry pak slaas ek net mense se name noem. Hoe kyk jy na daai ou? Hy's 'n godlonaar. Hy's 'n sê noodwendig dat ek na hulle kyk nie, maar ek sien partykie goed raak wat hulle sê of skryf of wat ook al. Maar daar's 'n kerk met die naam van Elevation. Kom ons los die naam van die pastoor uit. Maar almal van julle, kyk al die jong mense weet, Elevation. En ek hou van daardie naam. Want dis presies wat die Heilige Gees doen. Wat doen die Heilige Gees wanneer jy jou hart oopmaak en jy laat hom toe om jou te vul? Vat hy jou van die een vlak na die volgende vlak. Paulus sê, ons word geneem van die heerlikheid tot heerlikheid. En dis niks anders as die Heilige Gees wat dit doen. Vat ons van heerlikheid na heerlikheid, na heerlikheid, na heerlikheid. Dit is die een vlak na die volgende vlak, na die volgende vlak. Ek weier om op die grondvloer van my geestelike lewe te lewe. Ek soek die boonste verdieping. Want hieronder sukkel jy om te sien. Maar wat doen verhoging? Verhoging maak dat jy perspektief kan hê. En wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou lig en jy is oop daarvoor, om te sê die Heilige Gees lig my, dan kry jy perspektief oor jou omstandighede. Dan kry jy perspektief oor wat besig is om te gebeur in jou lewe. So, kan ek gou Bybelstudie doen? Ek wil gou Bybelstudie doen. Ons weet dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, kom leef hy in jou. Amen. Paulus sê dit. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kom ek lees dit vir jou, Johannes 14 vers 23. En toe ek nou Johannes 14, 15, 16, onthou jy, ek het vir gesê, lees Johannes 14, 15, 16, toe ek het gaan lees, en omdat ek so gefokus was om te kyk, wat sê Jesus alles oor die Heilige Gees, toe sien ek hierdie skrif raak, wat ek nog nooit in my lewe raak gesien het nie. Hy sê, en as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak, my Here. Verstaan mooi, wat sê Paulus? Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is waar? Binne in jou.
Jesus sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal sy gees stuur, om by julle te wees, die vertrooster, die trooster stuur om by julle te wees. Ek en u sit met die gees van Jesus, en die God die Vader, wat ook een is, die Heilige Gees, dieselfde Gees wat in Jesus is in my, dieselfde Gees wat in God is in my, en wat sê hierdie skrif? En ons, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, sal by julle bly, en julle wees. Besef jy die krag en die autoriteit wat jy het, van dieselfde God wat gesê het, en gespreek het, laat daar lig wees, is in jou, maar ons wandel nie daarin nie, want ons glo dit nie. Dis tyd om met jou finansies te praat. Dis tyd om met jou huwelik te praat. Dis tyd om met die kinders te praat. Dis wat ons doen by worships. Dis wat ons doen. Ons praat met omstandighede. Want hy, die een wat kan skep, leef in my. Ons sal by hulle kom woning maak. Ons sal by hom woning maak. Geen wonder. Jesus sê, ek gee julle die mag oor al die krag van die vyand. Dis nie jy wat so sterk is nie. Dis nie jy wat so oulik is nie. Dis die een in jou, wat die mag het. Het jy skrif daarvoor Kolossense 2 vers 10. En julle het die volheid. Sê volheid. In hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Luister, die duiwel het nie die laaste sê nie. Die een in jou het die laaste sê. Die duiwel het nie die laaste sê nie, hoof oor alle owerheid en mag. Jy's kragtig, jy's toegerus, die salwing van die Here is op jou. Maar nou, hoor my nou. Hier het die Here vir my so mooi geopenbaar, en ek is nou so lekker opgewonde om dit nou met jou te deel. So hoe word jy vervul, as jy reeds vol is? Psalm 23 vers 5. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Luister, jy's nie geskape om 'n kind van God te wees, om net vol te wees nie. Dis tyd vir jou om oor te loop. Jy's nie brag. Die Here is vol, ek is so vol van die Here. Christ in us, the hope of glory. Sy volheid is in my, ja, maar jy karring net aan, en jy maak droog, en jy voeter net voort. Maar weet jy wat is die probleem? Dit is tyd vir jou om oor te loop. Want jy lyk soos jy lyk, want jy sê net jy's vol. Maar die Here sê, hy maak my hoof vet, David sê, hy maak my hoof vet met olie. Dit het niks anders as te maak met die Heilige Gees nie. Olie is altyd die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en aan jou vat en aan jou raak, dan gebeur daar iets. Dan loop jy oor. Dan loop jy oor. Ek weier om 'n bedienaar van God se woord te wees wat net vol is. Ek weier om 'n bedienaar en 'n Christen te wees wat net vol is. Ek wil oorloop. Ek wil bedien uit oorvloed, uit oorloop. Ek wil nie bedien met 'n beker wat vol is nie. Ek wil bedien in oorloop. Dis tyd vir jou om oor te loop. Jy is vol, maar dis tyd om oor te loop. As jy effektief wil wees, as jy impak wil maak, as jy wil beïnvloed, dis tyd vir jou om oor te loop. So wanneer ek sê, vul my kap, Lord, is dit omdat ek weet ek is vol, maar ek wil oorloop. Vul my, Lord, till I overflow. Ek weier om net vol te wees. Ek sê, Here, daar is Heilige Gees, maar daar's vuur ook, en die vuur het iets te doen met die oorloop. Kan ek het sê? En julle sal krag ontvang, wanneer? Die Heilige Gees. En hoe kom hy oor jou? Wanneer jy 'n bekertjie vol maak, dan loop die water oor die beker. Jou bekertjie moet begin oorloop, dan kom hy oor jou.
En nou sal jy 'n getuie wees. Nou gaan jy impak maak. Nou gaan jy beïnvloed. Nou gaan jy 'n blydskap hê wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Maar jy karring net, ek is vol, los my uit. Nee, in hierdie kerk gaan jy oorloop. Elke kyker mag jy oorloop. Wie hoekom kyk soveel kykers sê hulle Clemens, ons kerk is dood. En as ons iets wil ervaar en ons wil iets sien, dan kyk ons na kruis kyk. En dis nie omdat ons oulik is nie, nee. Dis omdat ons glo aan die Heilige Gees. En ons wil oorloop. Ek wil bedien vanuit oorloop. Ek wil nie bedien vanuit net vol nie. So skuif jou verwagting. Wees aspres. Opsetlik. Om in oorloop te leef as net die vol. U maak my hoof vet met olie. En nou loop my, ek is vol klaar van die Here. Maar die Here weet ek wil oorloop. En dan sal jy effektief wees. So, kom ons gaan 'n bietjie terug en kom ons praat gou weer, dis 'n ervaring. Hoor nou mooi. Dis duidelik dat iets met hulle gebeur het. Wie was die hulle? Wie was die hulle in ons geleesde gedeelte? Die disippels. Hulle was Christene. Hulle was Christene. Hulle het hom geken, hom gevolg, hulle het hom liefgehad en hom geglo. Maar hulle was vervul met blydskap en die Heilige Gees. Hulle het oorgeloop. Dit was 'n ervaring van blydskap. Dit was 'n definitiewe, sekere, onmiskenbare ervaring. En wanneer jy die boek Handelinge bestudeer, hoor gou mooi, bly nou by my. Here, ek sukkel met hierdie bril. Ja, Here. Is jy nog saam met my? Jy het nog nooit so lelik gelyk soos nou nie. Jy het nog nooit so mooi gelyk soos nou nie. So wanneer jy die boek Handelinge lees, mense onthou, ons is 'n Handelinge kerk. Dan sien ons groepe en individue wat vervul is met die Heilige Gees. Hoor mooi. Handelinge 2 vers 4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En toe hulle oorloop, wat kom uit? Spreuke in tale. Handelinge 4 vers 8. Daarop sê Petrus, vervul, dis 'n individu, vervul met die Heilige Gees. Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en wat het oorgeloop? Vrymoedigheid, kon hulle mee spreek, vrymoedigheid. Soek jy 'n bietjie vrymoedigheid? Loop oor. Soek jy tale? Loop oor. Laat hy jou vul. Tot oorlopends toe, Handelinge 9 vers 17. En Ananias het gegaan in die huis gekom en om die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Ons geleesde gedeelte. En die disippels was vervul met die blydskap en met die Heilige Gees. Vervul. En een van hierdie mense wat vervul is, was sondaars nie. Almal was godsmanne. Almal het klaar tot bekering gekom. Almal het klaar iets in hulle gehad. Maar ons kan nie tevrede wees met die vol nie. Ons moet begin oorloop. Want hy sal julle doop met die Heilige Gees, klaar in my, maar met vuur. Vuur is wat oorloop. Vuur is wat oorloop. Ervaring.
belewenis. Kan ek, is julle nog alright? Toe ons gaan nou klaarmaak. Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die gees vervul. Hy praat met die kerk. Hy praat met mense wat klag Christus in hulle het. Hy praat met die Efese kerk. Hy praat met die gemeente in Efese. Hulle dien die Here. Hulle is vol van die Heilige Gees. Hulle is vol krag. Hulle die Here klaar aan hulle. Hulle is bekeerde mense. Maar hy sê, hey, los die dronk word van wyn, maar word vervul. En dan gaan jy iets ervaar. Ou wat dronk is, het 'n ervaring. Hy sê, ek voel nou lekker. Hoe's dit nou? Ek het nog nooit so goed gevoel soos nou nie. Ek voel lekker. My probleme is weg. Ver weg. Daar's 'n besliste onmiskenbare ervaring wanneer jy drink van die nuwe wyn. Wanneer jy vervul word tot oorlopends te val. En die eerste ding wat 'n dronk persoon doen, hy begin giggel. En dit is tyd vir jou om 'n oordosis Heilige Gees te kry en vir die blydskap in die Here te hê en oor te loop. So, na aanleiding van my Bybelstudie, hoor mooi, as jy gered word, kry jy die Heilige Gees. Skryf neer wat ek nou sê. Wanneer jy gered word, kry jy die Heilige Gees. Wanneer jy vervul word, kry die Heilige Gees jou. Want ons het te veel mense, ek is vol van die Here. Maar jy bly in die varkhok lewe. En is 'n skande vir die Heilige Gees wat in jou is. So wanneer jy bekering kom, ja, kom woon in jou, die volle, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou binne in my. Maar wanneer jy vervul word en nou oorloop, nou kry die Heilige Gees jou beet. Nou kan jy disipel wees. Nou kan jy effektief wees in die koninkryk van God. Nou kan jy impak maak en jy kan beïnvloed. Die Heilige Gees in jou by jou bekering maak dat jy met vrymoedigheid voor God kan staan. Waar jy in die allerheiligste kan instap. Dis as gevolg van, ja, sy bloed. Maar sy bloed maak dat sy Gees in jou kan woon. Want hy sien jou nou regverdig. En die Heilige Gees kan nie in 'n tempel bly vol sonde nie. Maar die bloed van Jesus reinig, nou kom woon sy volheid in jou. So by jou bekering maak die Heilige Gees dat jy kan instap in die allerheiligste in en voor God staan en kan deel hê aan sy heerlikheid. Maar met die Geesvulling, vervulling, wanneer jy oorloop, krag ontvang om impak te maak, te beïnvloed, effektief te kan wees in God se koninkryk. Dis hoekom jy vervulling nodig het. Dis hoekom jy moet oorloop. Ek sê weer my Here, ek hoop ek kry vir jou om vandag opgewonde te raak, om nie net met die Heilige Gees gevul te wees nie, maar met vuur, met oorlopends te vol, sodat jy impak kan maak en beïnvloed. So, laat ek nog iets sê. Handelinge 13:52 sê nie vir ons dat dit die apostels was wat vervul was met die Heilige Gees nie. Die disipels was. En wat jy moet verstaan van die verskil tussen 'n disipel en 'n apostel is dit, al die apostels was disipels, maar nie al die disipels was apostels nie. So dit beteken, dit was doodgewone mense. En dis 'n baie groot aanmoediging vir my en u,
Want nie almal van ons is pastore nie. Nie almal van ons is evangeliste nie. Nie almal van ons is profete of apostels of wat ook al nie. Invloedryke persone nie. Clemens, is dit moontlik dat ek 'n gewone mens, kan ek dit sê, die Jan Alleman in die straat, vervul kan word met die Heilige Gees? Ja. En raai wat, dis God se droom vir jou. Want die kerk van die Here Jesus is kragteloos en dood, want hulle wil nie oopmaak vir die Heilige Gees nie. Maar my hart is, ons hart moet ons oopmaak en sê, Here, tot oorlopends toe, ek weier om vol te wees, ek wil oorloop, Here. God het voorsiening gemaak daarvoor. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 4, en het begin spreek in ander tale. Hoeveel was daar die dag daar? 120. Hoeveel was apostels? 11. Hoeveel was doodgewone Jan Alleman? 109. Jy's 'n kandidaat om oorlopends te vol te wees met die Heilige Gees. Daar is geen uitverkorenes in die kerk nie. Geen jy is meer belangriker as ek nie. God se Gees is vir almal. Ek gee nie om hoe lyk jou sonde, waar jy was, hoe lyk jou verlede, wat het jy aangevang en hoe droog het jy gemaak nie. Ek gee nie om nie. As jy jou hart vir die Here gegee het, leef hy in jou, is jy 'n kandidaat om vervul te word, om oor te loop, vol blydskap en vuur, vrymoedigheid. Jy's 'n kandidaat. Hou op om jouself af te breek en sê, God kan my nie gebruik nie. O ja, hy kan. Doodgewone mense was vervul met die Heilige Gees. Jy's 'n kandidaat. So, nou gaan ek iets sê wat miskien mense gaan kwaad maak. Maar ek staan bekend as die ou wat mense kwaad maak. Maar ek sê dit onder die salwing. En wat ek nou gaan sê, kan dalk teenstrydig wees met wat jy glo, maar ek hou hierdie mikrofoon vas. En God het my gesalf met hierdie woord, en ek gaan sê wat God op my hart gelê het. As jy reg af voor, gaan ek klaarmaak, dis my laaste gedeelte. So hier is die ding. Ek het dit gister eintlik, of eergister, Vrydag, toe doen ek dit daar in die kombuis, voor my vrou en Anay. En Anay soos, pa, gaan jy dit vir die mense wys? En Stefanie sê, nee, dis gemorsig wees. Ek wou nogal eintlik. Maar, hier is 'n glas. As ek hierdie glas tot hierbo vol maak, dan ek eers 'n bietjie water drink. As ek hierdie glas vol maak, en ek sit hom neer, en ek vat 'n lekker groot klip, en ek gooi hom hier in. Noem die wetenskap dit, word die water verplaas om plek te maak vir die klip. In wetenskap noem hulle dit verplasingsvolume. Nou hier, van my krontjie tot my twinkie, is my beker. Vat stryd as jy wil stryd vat. Maar wanneer ons te doen raak, besig raak met die eie ek, en ons begin meer ag slaan op die vleesbegeertes, onheilige goed, goed wat teenstrydig is met die heiligheid van God, is ek besig om klippe in te sit. Nou, wat gebeur? Die Heilige Gees is 'n gentleman. Nou kom Johannes 3 vers 30 en hy sê, hy moet meer word, maar ek minder. Eina, as dit waar is, beteken die anderste om ook waar. As ek meer word, resoneer dit in jou hart?
Wat bedoel jy, Clemens? Kom ek sê gou vir jou 'n voorbeeld. As jy nou die Here voluit dien en jy sien aan die brand vir die Here en jy sê evangelis en jy wen siele vir die Here en jy's besig om heiligheid na te strewe en jy gaan sit vir 6 maande tussen 'n klomp oreerders, vloekers, drinkers en jy raak nie aan jou Bybel nie, jy bid nie, jy gaan nie kerk toe nie. As ek jammer om vir jou sê, ek gee jou 3 maande, dan lyk jy soos hulle, klink soos hulle en doen wat hulle doen. Jy kan maar sê wat jy wil. Daar sal niks van die godheid oorbly in jou nie. Nou, want jy's besig om stene in te gooi. En die Heilige Gees is 'n gentleman, en hy sal wyk, en hy sal sê, okay, doen jou eie wil, maar hoor nou mooi, ek wil dit net sê onder die salwing van die Here, hy sal jou nooit verlaat nie. Want hy is die een wat oortuig sê Jesus van sonde en geregtigheid. Hy sal reg langs jou, hy sit dalk nie in jou nie, maar hy staan langs jou en sê, ek is gereed om jou weer te val. Ek sal jou nie los nie, ek is daar vir jou. Maar jy moet eers ontslae raak van hierdie klippe, daar's nie meer plek vir my nie. Daar's nie meer plek vir my nie. Haal die klippe uit, haal die sonde uit, haal die ongeregtigheid uit, haal die onheiligheid uit, dan klim ek in pens en potjies. Hy moet meer word en ek moet minder word. En ek sal dit breek tot die Here kom. Ons moet leegkom van sonde. Van sondige gewoontes. Alles wat teenstrydig is met God se heiligheid. Want jy sien, hier is die ding familie, kyk gou. So as hy nou vol is en ek gooi 'n klippie in en ek haal die klip uit, gaan daar nog water in wees. Maar hy gaan net omtrent so vol wees. Maar dis wanneer ek kom en sê, vul my kap, Lord. I lift it up, Lord. Ek het droog gemaak hierdie week, Here. Ek het die klip uitgehaal, vul my kap, dan kom en dan maak ek my vol. Dan kom ek oor, dan loop ek weer oor. Halleluja. Oh, dan kan ek weer 'n getuie wees. Dan kan ek sê, so sê die Here. Oh! So die probleem is, ons kan gevul word met baie ander goed, vinnig. Clemens het die skrif, ja, sommer in Handelinge. Handelinge 13 vers 9, kyk gou mooi, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, halleluja, het die oë op hom gehou, 'n man, en hy het vir daardie man gesê, kyk gou die volgende vers, en hy sê vir hom, kind van die duiwel, vol van alle bedrog, en alle listigheid. Is jy vol van die Here of is jy vol ander goed? Handelinge 13 vers 45. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid, wat beteken jaloers en afguns, vervul. Ons moet begin uithaal om plek te maak vir meer. Want ek wil nie net vol wees nie, ek wil oorloop. Dit moet wys aan my karakter. Dit moet wys aan my optredes. En ek voel net gelei, miskien sit jy hier vandag, en jy's net so bietjie vol, halfpad vol. God sê vandag, ek is gereed om jou vol te maak en te laat oorloop. Ek is gereed om jou vol te maak, laat die eie ek gaan. Laat al hierdie goed wat nie daar hoort nie, laat dit gaan, haal die klippe uit, maak plek vir my. Want hoekom moet jy plek maak? Want hierdie beker is net so groot. Ek gaan jou nie sê, wat weeg ek nie. Ek wil graag 88 weeg. Maar ek is ver van dit af. So hierdie is 'n 88 liter, sê sommer maar so. Hierdie 88 liter kan net soveel vat. Weet wat beteken my woordjie vervul? Hulle is vervul met blydskap, vervul met die Heilige Gees. Hoe mooi is dit? Voltooi. Dis wanneer jy 'n sirkel trek en jy kom weer bo uit en raak aan die punt, is die sirkel voltooi. Net
Die Heilige Gees kan jou voltooi. En elke nou en dan het ons nodig om te sê, soos vanoggend, vul my kap, Lord. En, want jy sien, jy het bedroef hier ingekom. Jy het hier ingekom, jy voel nie lekker nie, goed is nie lekker nie. Dinge is akelig in jou lewe, maar hier sit jy nou, en jy voel voltooi. Ek voel lekker, Clemens, ten spyte van my omstandighede, ten spyte wat aangaan in my lewe. Luister, wie wat het gebeur? Die Heilige Gees het jou gevul. Jy's besig om oor te loop, jy's voltooi. Jy's voltooi. Pas op waarmee jy gevul is. Selfsug, jaloesie, haat, kritiek, bekommernisse, woede, ongeloof, afguns. Al hierdie goed in jou sal maak dat jy onvoltooi voel. Maar as dit uitkom, kan hy jou volmaak en jy sal voltooi voel. Kom ek maak klaar. Die disciples was vervul met blydskap en die Heilige Gees, twee goed. En dis wat met jou gebeur wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, vervul word met die Heilige Gees. Hoor mooi, dis nie een ding nie. Dis die enigste ding. Dis nie een ding nie, dis die enigste ding. Blydskap sal oral op jou gesig wees. Wat is blydskap? Dis 'n diep vreugde, tevredenheid en geluk. En wie weet, die blydskap van die wêreld is oppervlakkig. Oppervlakkig. Maar dis die blydskap in die Here wat 'n diep vreugde bring. 'n Geluk wat ek nie kan beskryf nie. My kinders het dood vir ongeluk. Hierdie een het selfmoord gepleeg, en hierdie een het dit, en hierdie dit, maar ek weet nie wat my aangaan nie, maar hier's 'n diep vrede, 'n tevredenheid, ek weet wat er aangaan nie, maar dit is die Heilige Gees wat my vul en laat oorloop, hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, iets het gebeur. So blydskap is die bewys dat jy voltooi is, heel is, tevrede is. En baie mense raak bly in die wêreld, van hulle die R1.000.000 wen, whatever, ontvang. Want hulle ewe skielik blydskap, maar 3 maande later is alles weg en sit hy weer. Dis tydelik, maar die blydskap in die Here hou. Die blydskap in die Here hou. En maak nie saak wat gebeur nie, hoeveel moeilikheid jou tref nie, maar wanneer jy, halleluja, toelaat dat hy jou vul en vervul, en jy loop oor, dan sing jy ten spyte van die storm, dit is môre, môre in my hart, liewe Jesus, neem die donker wolke weg, daar is blydskap in my siel, die Here is op die troon, ja, dit is môre, môre in my hart, ja, dit is môre, môre in my hart. Liewe Jesus, neem die donker wolke weg. Daar is blydskap in my siel, van die Here is op die troon, ja, dit is môre, môre in my hart. Wat diep in 'n put lê, kom altyd op in 'n emmer. Wanneer die druk kom, wys die krake. As jy regtig wil weet wat is in 'n persoon, skud hom en kyk wat kom uit. En daardie dag was die disippels geskit, vervolg, het hulle teekanting gehad. En toe hulle geskit word, toe kom blydskap uit. Wat kom uit wanneer jy geskit word? Orkes kan opkom. As jy 'n oorwinnende Christelike lewe wil leef, as jy wil hê jou lewe moet ewig 'n verskil maak,
Soek die derde persoon in die Godheid. En laat hom toe. Maak jou hart wyd oop. En sê, ja Here, die volheid van God is in my, maar ek is nie tevrede daarmee nie. Ek soek die vuur, die Heilige Gees en vuur. En saam met die vuur, Here, loop ek oor van blydskap, vrymoedigheid, tevredenheid. Is ek heel, Here? Is ek heel? Vra vandag vir God om jou te vul. Want miskien sit jy hier en sê, Clemens, ek is vol. Maar die probleem is om net vol hierdie Christelike lewe te leef, gaan uitdagend wees. Maar dis wanneer ons oorloop, wat ons kan begin uitdeel en vol bly. Ons moet elke ene, man en vroue wees, kinders van God, wat nie net vol is nie, maar wat oorloop. 'n tank, 'n brandstoftank, moet gereeld vol gemaak word. Ek en u, en ek weet dis kinderlik en miskien teen baie teologiese sieninge, maar ons het gereeld nodig. Hoekom kom ons kerk toe? Want ons wil gevul word. Ek wil oorloop, sodat wanneer ek hier uitstap in my oorloop, my kollegas kan groet, kan gaan werk by my werk, gaan doen wat ek moet doen. Ek wil nie net vol wees nie, ek wil oorloop. Fill my cup, Lord. I lift it up this morning. Come and quench this thirsty of my soul. Bread of heaven, feed me till I overflow. Here's my cup. Wie is hier vandag in hierdie plek wat sê, Here, hier is my koppie, hier is my beker, Here, ek bring dit voor u. Staan op die voete as dit jy is. Halleluja. Steek jou hande op. Sê, Here, ek dank jy, ek is vol, maar ek soek oorloop, Here. Ek soek oorloop, Here. Kom aan. Praat met hom. Praat met hom. Dis jy wat moet oopmaak. Jy moet spasie maak vir hy in hy beker van jou. Vul my, Lord. En Here, ek kom nou. Hier's klippe van hierdie bekers, Here, is daar klippe. En Here, ons kan nie vol wees van die dinge van die wêreld en vol wees van God nie. Ons is of vol van die een of die ander ene. Hy moet meer word en ek moet minder word. Die eie ek moet gekruisig word. Die vlees moet uit. Die werke van die vlees moet uit. Die wil van die vlees moet uit. Die sondige natuur moet uit. En Here, ons kom nou en ons haal dit uit. En nou, Here, as gevolg van hierdie volume, verskuiwing, verplasing, Here, nou het ons uitgehaal, nou is daar plek vir meer van u. Vul hulle nou, Here. Maak nou hulle vol en laat hulle oorloop. Maak hulle vol en laat hulle oorloop. Rabatata rabo sibayenda. As jy in 'n taal kan bid, begin taal in jou taal bid. Begin om die Here te loof en te prys. Kom aan familie, dis nou jy en die Here. Kom aan, tyd te kerkspel is van net. Ek is nou klaar aangehits om jou op te beer en jou op te tel. Dis jy en die Heilige Gees. Dis jy en die Heilige Gees. Halleluja. Die Heilige Gees is oor jou en daar is vuur. Daar is vuur. Daar is vuur. Dit sal oorloop. Blydskap sal oorloop. Blydskap sal oorloop. Halleluja. Bebatararabatatarabosikayenda. Ramakulebenda. Here, doop hulle met die Heilige Gees. Here, vul hulle, Here. Vul hulle, laat hulle oorloop met die Heilige Gees en met vuur. Ribatirekenda lalabatararabababrosenda. Shibamba katatana makuterebe hendrubusenda. Ramba lalalabasurenda. Halabakatalalabasurabarababen. Hallelujah. Hey baby, fill my cup. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench
this thirsting of my soul, and bread of heaven. Oh, feed me till I overflow. So here's my cup, I lift it up.